that saved a wretch like me. Amen. Amen, liewe toehoor. Ons kyk weer na die wonderlike bekwaammaking van die mens in Jesus Christus. Toe hierdie groot God die hele verantwoordelikheid vir die mens en vir sy sonde op homself kon neem en om hulle vry te maak en in 'n absolute realiteit te bring. Dit is so groot en dan beskryf hy dit uitdruklik dat jy dit nie kan mis nie. Paulus skryf byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 5. Skryf hy bid gedurig deur. En dan wonder jy nou, wat bedoel hy met die bid gedurig deur? Maar is eers wanneer jy sien hoe God jou kom bekwaam maak het, dat jou hele lewe 'n lofprysingsgebed word. Elke oomblik borrel daar dankbaarheid uit jou uit, want jy het aanvaar dit wat hy vir jou kom doen het, en nie dit wat jy vir hom moet doen nie. In die Nuwe Testament gaan glad nie daaroor wat jy vir God moet doen nie. Dat die ou mens moet jy aflê, jy moet sien dat Romeine 6 vers 6 sê, die ou mens het saam met Christus gesterf. Hy bestaan nie meer nie. Daar is nou 'n nuwe kreatuur wat God geskep het. En dit is, jy is die nuwe kreatuur. Jy is die produk van die kruis. En dit is so belangrik om dan te kyk na, byvoorbeeld Kolossense 1 vers 14. Hy sê, en dat julle die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy het ons bekwaam gemaak, om in sy koninkryk van die lig te kom lewe, en daarin ons ewigheidsbestaan te vind, en 'n standvastige openbaring van geloof te kry, sodat ons weet dat dit maak nie saak of ek nou gaan, of môre gaan, of wanneer ek gaan nie, maar as ek gaan, dan is ek in die ewige realiteit van my volmaaktheid. Dit wat hy kom bereik het. Hy het ons kom vervolmaak aan die kruis van Golgotha. Nie, hy het jou volmaak en nou moet jy jou verstand vernuwe en nou moet jy begin manifesteer. Dit is nie dit nie. Nee, jy moet net jou verstand vernuwe om al die tyd in Godse werksverrigting te staan en nie in jou eie nie. Absoluut te glo in wat God verdien het en nie dit wat jy moet verdien of kan verdien nie. Dit is so belangrik, mense, want dit is God wat ons kom bekwaam maak het. So, dit is so absoluut belangrik dat ons in hierdie realiteite staan. Kom ons kyk 'n bietjie na Kolossense 2. Hy sê, want ek wil nie hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deur saamgevoeg te word in liefde en tot alle rykdom en tot alle versekering. Kan jy dink in hierdie een versie, wat 'n groot rykdom daar vir jou is, as jy tot hierdie insig kan kom, hoe hierdie groot God jou absoluut verryk het aan die kruis, en jou 'n versekerheid van insig te gee, om absoluut 100% in te sien, dit wat aan die kruis gebeur het. Nie te raai nie, nie te dink nie, maar tot daardie oortuiging kom. So, al sou die vlees swik, die gees bly altyd sterk staan, want God het jou gees verseël met die Heilige Gees van sy belofte. Van die begin af, kan jy dink dat voordat jy ooit gehoor het van bekering of van redding wat sou kom, het God sy gees
in elke mens uitgestort. En dit is jou verantwoordelikheid om daardie gees deur jou geloof te aanvaar en toe te laat om te manifesteer, sodat jy absoluut tot 'n volle versekerheid kan kom. Nooit weer kan in 'n vertwyfeling raak nie, maar absoluut vas staan in die groot heerlikheid wat hierdie groot God vir u en my verdien het. Hy sê 'n versekerheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God die Vader en van Jesus Christus. Om te sien hoe hierdie realiteite van die Godheid in mekaar steek en hoe dit 'n eenheid is wat ons kom red het. Nie een wat 'n ander een verkoop het of enigiets nie, maar dat een enkele persoon die hele redding kom verwerk het deur sy eie gees. En wie ons die skatte van wysheid en kennis, alle skatte van wysheid en kennis, is in daardie realiteit verborge, dat ons absoluut sal sien dit wat aan die kruis gebeur het. Nooit sal twyfel nie, nooit nie vir een oomblik aan die kruis, want 1 Korintiërs 1 vers 17 sê Paulus byvoorbeeld, hy sê ek het nie gekom om te doop nie, maar ek het gekom om die waarheid te bring, sodat die kruis van Christus nie verydel kan word nie. Dit is God se werksverrigting, wat na die mens gekom het, wat jy moet sien. En as jy enige iets van dit wat God vir jou bereik het, minag, dan minag jy die kruis. Jy kan dit nooit doen nie. Die kruis moet vir jou 'n groot heerlikheid wees, 'n teken van jou volmaaktheid, 'n teken van jou heiligheid, 'n teken van jou redding, 'n teken van jou wysheid, 'n teken van die ewige erfdeel wat jy by God ontvang het. Want dit is waarvoor dit gekom het. Hy sê, dit sê ek dat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Daar is so baie drogredes op die aarde. Sommige ouens dig liede, maar liede wat absoluut teen die skrifte gaan. Ander predik die wet wat absoluut teen die genadeboodskap gaan. So daar is so baie drogredes wat in die kerke bedryf word. En dit is waar Satan werk. Ek het dit reeds genoem. Soos hy aan die tafel, nagmaalstafel, deur Judas Iskariot gewerk het. So gaan hy vandag nog in die kerke aan. Dit is so skrikwekkend, mense, om te weet dat die vyand het 'n groot teenstand geword vir die Christendom. En hy werk in hulle kerke. Hy probeer verdwaasheid bring. Hy probeer verwarring bring. Hy probeer die waarheid verdoesel of verdraai, sodat jy nie moet glo dit wat God gedoen het nie. Want jou natuurlike sal altyd teen dit gaan wat God kom doen het. Want die vyand werk net deur die natuurlike. Hy kan nie werk deur jou gees nie. Want toe jy Jesus Christus aanvaar, toe verseël God jou gees, sodat geen sonde ooit weer in jou gees kan inkom nie. Ek wil u aanmoedig om asseblief 1 Johannes 3 vers 9 in die Bybel gaan merk. 1 Johannes 3 vers 9 sê, as jy uit God gebore is, kan jy nie sondig nie, want jou gees is verseël met die Heilige Gees van belofte. En as God se Heilige Gees in jou gees is, hoe kan die sonde daar aankom? Daar is geen moontlikheid nie, sodat jy tot 'n standvastige werklikheid kan kom. 'n Onomstootlike werklikheid, dat jy absoluut kan vasstaan deur alle omstandighede, want die natuurlike het gekom om ons te bedreig al die tyd, om ons te probeer verwar al die tyd. Maar as ons in hierdie liefde van God bly, en dis daarom wat Jesus ons aanhoudend aangemoedig het, sê bly in my, soos ek in julle. So dit is so belangrik, dat ons hierdie realiteit
duidelik sal sien in Efesiërs 1 vers 17. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle in gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. As hy jou gemerk het as sy erfdeel, as hy jou gees verseël het met die belofte van die Heilige Gees, dan is jy gemerk vir tyd en ewigheid in Christus. En dit is so 'n groot en 'n wonderlike realiteit wat vir jou gekom het. Ek wil net vir ons nog hier in Efesiërs 3 lees. Efesiërs 3 sê, sodat Christus deur die geloof, deur jou geloof, jy moet toelaat dat Christus nou deur jou geloof in jou hart kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die lengte en die breedte en die diepte en die hoogte en die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. As jy dink tot watter mate God jou wil 'n versekering van realiteit gee, wat hy bereik het aan die kruis, kan jy dink dat jy tot op die punt kan word waar die volheid van die Godheid in jou hart kom woon, en dat jy nie vir een oomblik meer twyfel nie, maar absoluut altyd in daardie realiteit sal staan, dat groter is hy wat nou in my is, as hy wat in die wêreld is, dat die wêreldse dinge my nie meer kan intimideer nie. Dit is so belangrik, dat ons nie in 'n verwarring kom deur die natuurlike, en dat ons absoluut oorgaan van die natuurlike denke na die geestelike denke. Dat jy nooit weer op jou eie kennis sal vertrou nie, maar absoluut staan in die verdienste van hierdie groot God, en dit wat hy bereik het vir jou, die geestelike realiteit, en absoluut in die gees begin lewe. Ons weet dat die mens is gees, siel en liggaam, en die liggaam manifesteer al die natuurlike dinge. Maar jy is nie meer 'n natuurlike mens nie, jy is nou 'n geestelike mens. So laat toe, laat die skrifte ryklik in jou hart woon. Laat toe dat Christus ryklik in jou hart woon. Laat toe dat sy beloftes vir jou 'n groot werklikheid word, dag na dag, en soos jy voortlewe, absoluut net deur die beloftes van God. Al moet jy die natuurlike aanslag soms vir weke en maande en soms jare weerstaan. Ons weet dat Paulus word gearresteer vir sy geloof. Onskuldig word hy in die tronk gegooi. En nou sit hy al jare in die tronk. En in die tronk mors hy nie 'n dag tyd nie. In die tronk begin hy sy briewe skryf en dit vir die broeders uitvoer na buite toe. Sonder om te twyfel, sonder om neergedruk te wees, sonder om te kla, skryf hy byvoorbeeld Galasiërs 5 vers 1 uit die tronk uit, vir die broeders daar buite, hoor hulle kry 'n bietjie swaar, hulle word vervolg en so aan. Skryf vir hulle, broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moenie julle oë afhaal op dit wat Christus aan die kruis bereik het nie. Dit is jou hele lewensbestaan in die geestelike kant. As jy absoluut kan vertrou op dit wat Christus aan die kruis verrig het. Selfs wanneer jy swak is, jy al die tyd die krag van God sal sien wat in jou is, en absoluut vertrou op daardie krag, dat dit jou sal deurdra, dat jy nie toelaat dat jou eie denke jou sal onderkry nie,
maar absoluut al die tyd in die realiteit van die volheid lewe, soos hy dit aan ons geskenk het. Nou sê hy in vers 6 van Kolossense 2, hy sê, soos julle in Christus die Here aangeneem het, wandel so in hom. As jy hom aangeneem het, dat hy jou lewe is, dat hy nou jou voorsiening is, dat hy jou bekwaamheid is. Dit is God wat julle bekwaam gemaak het. As jy nou aanvaar dat hy jou bekwaamheid is, dan vertrou jy al die tyd op hom. En soos jy hom aanvaar het, wyk jy nie 'n duit af van daardie geloof nie. Jy staan in die volle openbaring van die geloofsoortuiging in Christus Jesus. Dat hy het nou vir jou geword. Jou geregtigheid, jou heiligheid, jou verlossing en jou nuwe wysheid. 'n Wysheid wat die wêreld nie kan verstaan. Hoe kan jy positief wees terwyl jy so lank in negativiteit sit? Dan sien jy hoe dat die krag van God na buite toe werk en hoe dat mense begin sien en aanneem dit wat hierdie groot God werklik is, die bonatuurlike. Hy sê in vers 8, hy sê pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur wysbegeerte en nietige misleidinge nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels. Dis daardie eerste beginsels van Hebreërs 6. Volgens daai eerste beginsel van die wêreld nie, en nie volgens Christus nie. Dit wat in Christus gebeur het, is 'n nuwe realiteit. Dis 'n volmaaktheid wat gekom het. Dit is God wat tot openbaring gekom het op aarde. Dit word oor en oor beskryf in die skrifte ook, dat Jesus het gekom om God tentoon te stel op aarde. Johannes 1 vers 18 en Kolossense 1 vers 15 dink ek, het Christus gekom om God tentoon te stel, om te sien hoe nederig hy was en tot watter groot liefde hy gekom het, dat hy nooit kan verander nie. Daardie liefde wat jou kom red het terwyl jy goddeloos was, daai liefde sal nooit verander nie. Daardie liefde bly, dit is gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. En dit is dit waarvan ons nie moet wegbeweeg nie. Ons moet nie dat enige iemand ons deur enige misleiding probeer wegvat daarna. Want in Christus, net in hom woon al die volheid van die God liggaamlik. Vers 10 sê, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Jy het daardie volheid nou. Jy moet in daardie autoriteit nou staan. Dit wat Christus vir jou geword het. Hy is jou lewe. Jy het nie 'n ander lewe nie. In Kolossense 3 vers 4 sê hy, wanneer Christus wat ons lewe is verskyn, sal ons saam met hom verskyn. Want hy is ons lewe. Hy is die lewe wat vir ons gekom het. En in hom woon die volheid van die Godheid. Dit is wie God werklik is. En hy het homself kom tentoonstel, sodat hy nie hoef te twyfel. Daar's geen rede waarom u moet twyfel aan die ewige lewe, aan die ewige regverdigheid, aan 'n nuwe wysheid, aan 'n volmaakte geloof nie. As God sê dat jy is nou heilig in hierdie oomblik, dan glo jy dit en jy begin dit met jou hart glo en met jou mond bely. En soos jy dit bely, sal die realiteit manifesteer, want dit is alleen realiteite wat in die hart 'n werklikheid geword het, wat in die natuurlike kan manifesteer. Nou skryf hy in die 12de vers van Kolossense 2, hy sê, omdat julle dan saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, deur die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Dis nou wat Romeine 6 vers 6 ook sê, dat jy saam met Christus gesterf. Toe Christus kom sterf, toe sterf hy namens jou, en jou ou lewe
verwyder uit die pad uit sal nooit weer tel nie. Hy skenk jou 'n nuwe lewe en dit is die geloof waartoe jy moet kom. Dit is die openbaring van geloof, dat jy nou 'n geregverdige, geheiligde, verloste mens is in Christus Jesus en dat jy alleen in daardie realiteit staan en niks anders, dat Christus is nou jou lewe. Hy is die begin en die einde van jou bestaan. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Dit het hy 2000 jaar terug gedoen, voor jy gebore was. Toe hy deur sy voorkennis, 1 Petrus 1, praat van die voorkennis van God. Toe hy reeds geweet en hy het reeds die skuldbrief, dit lees jy op Psalm 139 vers 16, die skuldbrief wat teen jou was, die het hy in sy hand gehad, geweet waarvoor is hy in, om hierdie hele skuld, wat in daai skuldbrief op te geskryf staan, tot in alle ewigheid te vernietig, sodat dit nooit weer sal bestaan nie. En dit is nie die skuldbrief van een mens nie, maar van die wêreld, want 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Daai skuldbrief is afgehandel, maar jy kan dit net aanvaar deur die openbaring van geloof. As jy nie die openbaring van geloof kry, wat God bereik het aan die kruis van Golgotha, dan het jy dit nie. En daardie geloof van God kan nie deur in en deur jou manifesteer nie. So dis so belangrik dat ons alles sal aanwend om tot hierdie openbaring te kom. Die openbaring van genade, die openbaring van geloof. Genade is absoluut dit wat God bygedra het om jou 'n produk van die kruis te maak, sodat jy absoluut dit kan wees wat hy vir jou vervolmaak het, en nie jou eie pogings nie, maar absoluut net in dit kan staan, wat hy vir jou gedoen het, en daardie volmaaktheid vir jou toe te eien, totdat jy voor hom staan, sodat jy nie in jou eie krag en jou eie persoonlikheid daar staan nie, maar daar staan in dit wat Jesus Christus vir jou is. Hy is jou lewe. Wanneer Christus wat ons lewe is, verskyn, sal ons saam met hom verskyn, want hy het vir ons geword. Ons geregtigheid, ons geheiligheid, ons verlossing en ons nuwe wysheid. Dit is so belangrik dat ons tot die openbaringskennis van Jesus Christus sal kom. Prys sy groot naam. Amen.